Goeiedag aan almal, ons is by sessie 67, dan by Sondag 40. En daar's 'n paar vrae wat gaan oor die 6de gebod. Wat eis God in die 6de gebod? En dan kom die antwoord, ek mag nie self ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. En dan volgende vraag, praat hierdie gebod net van doodmaak? En dan kom die antwoord, deur doodmaak te verbied leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaksug verafskiet. Dit is alles van heimlike moord. En dan nog 'n vraag, het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? En dan is die antwoord nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees en alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Skalk, hier is nou baie, né? Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag, te weer. Ek mag myself nie kwaadwillig, moedswillig in gevaar begewe nie. Maar ons gaan aan oorlog toe partykeer, ons het dan militêre diens ook gedoen, né? Maar hier is 'n klomp goed wat weer ook in 'n konteks hier kom. Maar kom ons praat daaroor. Ja, ek dink dit is 'n geweldig relevante onderwerp om op die oomblik oor te praat. Want ons wêreld is die ene doodslag. En die hele punt van die katekismus antwoorde wat hy gee, kan jy terugvat na Genesis 9 vers 6. In Genesis 9 het die Here gesê, wie die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur 'n mens vergiet word. Want God het die mens na sy ewebeeld gemaak. God het die mens na sy ewebeeld gemaak. Met ander woorde, dit wat ek aan ander mense doen, dit doen ek eintlik aan God. Aan sy beeld wat hy gemaak het. Aan sy skepping, sy geliefdes. Ek doen dit aan mense vir wie Jesus gesterf het. Al weet hulle dit dalk nou nog nie. Maar hy het vir hulle gesterf. En die uitnodiging is daar, kom na my toe en dit tel vir jou. So die grondslag van die basis van die gebod lê daar in Genesis. Ewebeeld van God en God wil dit wreek. Nou, maar die oomblik as ons dit nou gesê het, moet ons dalk net ook 'n ander teks daarby lees. Want die katekismus brei uit, dit gaan nie net daaroor dat jy die ou se kop afkap of hom vol gate skiet nie, dit gaan oor iets anders ook. So die Here Jesus het in Matteus 5 gesê, elkeen wat vir sy broer kwaad is, Ja, hy brei hom verder uit. Sal alreeds strafbaar wees voor die regbank. En wie sê jou dwaas, sal strafbaar wees met die helse vuur. So hy radikaliseer die gebod. En die gebod is dan word hy erger. En die katekismus in ons antwoorde wat ons nou gelees, wat jy nou vir ons daar voorgelees het dit baie duidelik uitgekom dat
die katekismus wil sê dat moord ook in jou hart kan plaasvind. En sonder dat ander daarvan weet. En dit gaan oor ook oor goed soos beledigings. Want jy weet wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is ontstellend. Die sosiale media is geweldig gewild. En nou probeer die kinders wat baie keer maar ook sukkel om regtig goeie maatjies te maak. Hulle gaan nou op sosiale media en hulle blaker hulle lewe daarop uit en dan kom ander en sê die verskriklikste goed vir hulle daar. En dan kry jy selfmoorde of jy kry depressie. En al daai goed is So die haat en die vernietiging is baie vermom deur eintlik net hoe ons mekaar begin praat en opinies lewer en ja. So ek dink ons moet die Here Jesus daar ernstig neem. Ek het nou nie lank terug nie het ek by my ou vriend, hy's 'n gereformeerde predikant en ek sit daar by hulle en ek praat met, ek en sy vrou praat, man, ons het nou nie eers lelike goed gesê nie, oor iemand anders nie, maar dis 'n baie hoogs irriterende persoonlikheid. Was die uitsonderings nie, né? Nee, en hy maak ons stil. Weet toe ek en sy begin praat, toe sê wow, nee, dis nie reg nie, dis nie wat die Here wil hê nie, moenie. En ek het verskriklik waardeer dat hy het gedoen het. Want ek besef ons het baie keer die hulp van iemand anders nodig wat vir ons sê, En ons doen dit baie maklik, né? So ons sê dis 'n slegte persoon. So ek weet as dit 'n slegte persoon is, dan het ek die reg om so te kan voel. Ek dink skalk as ek ver terug staan, hoe hierdie ding vir my bymekaar kom met is die hele ding, maar net en ons het in die week ook die gesprek gehad, mag jy oorlog voer? Is daar iets soos 'n regte oorlog? Is daar iets soos heilige woede? Iemand het nou eendag gesê, ek het kwaad geword, toe sê ek vir hom, jong, jy het nie reg gedoen nie. Toe sê hy, nee, maar dit is heilige woede. dit maak dit reg, want dis heilig. Ek beskerm iets heilig. So, baie duidelik, onder alle omstandighede, nee. Die Here sê net, jy weet, ons beklei nie vir 'n koninkryk nie. Hy sê, as my volgelinge sou beklei het, dan sou hulle beklei het, maar hulle beklei nie. Maar die punt wat ek net agterkom, is twee tipes koninkryke. God se koninkryk en die wêreld se koninkryk is totaal anders. So ons regeer, maar nou vang ons onsself, dat ons, dat ons tog wel die twee laat vermeng, en nie agterkom, jy weet selfs die voorbeeld wat jy nou gebruik het, ek is 'n Christen, maar weet, dis tog regverdig, dat ek hierdie tog oor ander mense sê. Maar dis 'n radikale ander manier om te kyk, om jou vyand lief te hê byvoorbeeld, né? As jy sê, moet julle vyande lief hê. So ek verstaan net, selfs vir ons wat baie sensitief is, die ding gaan baie ver. Ek gaan baie ver. En ek dink dat karaktermoord is moord. En ons is geroep om lief te hê, om op te hef, om te versterk, om geestelike leiding vir ander ook te gee, ons as Christene. En ek dink, so dis baie belangrik. Kom ons praat gou 'n bietjie oor die oorlog. Want jy het nie die dag in ons gesprek het jy vir prediker opgehaal, wat sê, as 'n tyd vir alles, 'n tyd om te haat, en daar's 'n tyd om lief te hê, en daar's 'n tyd om dood te maak, en daar's 'n tyd om 'n lewe te red. En die prediker is nie, hy is nie besig met voorskrifte nie, hy is besig om te beskryf wat in die wêreld aan die gang is.
So, want hy's 'n geweldige realist. Hy eintlik beklei hy partykeer bietjie teen Spreuke. Want Spreuke sê, as jy net reg lewe, dan sal dit goeie gevolge vir jou hê. Ja, hy is 'n kritiese wysheid. Hy sê, as jy nie Spreuke maak, Dit werk, die resep werk nie so nie. Die resep werk nie so nie. Onthou maar, daar's altyd in die Bybel, daar's dikwels op baie plekke in die Bybel, is daar binnemuurse gesprekke aan die gang, waar iemand kritiek lewer op 'n vorige denker en skrywer. En maar die prediker wil sê, interessant, hy sê dit in Prediker 3 vers 16, dit is vir my altyd maklik om daai teks te onthou, want ek onthou Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad. In 3 vers 16 sê Prediker gewoon wat agter sy denke sit. En wat agter sy denke sit, is die onreg in hierdie wêreld. Hy wil maar net sê, moenie met sterretjies in jou oë rondloop in hierdie wêreld nie. Daar's 'n groot klomp onreg, daar's 'n groot klomp moord, daar's 'n groot klomp diefstal, daar's 'n groot klomp goed wat hier aangaan. En die wêreld is nie so 'n goeie plek as wat jy jou voorstel nie. Doen die regte ding en dan sal dit goed gaan. Die prediker wil sê, So ek dink net dat 'n mens moet in gedagte hou dat hier 'n groot klomp onreg plaasvind en dat die regering dan die swaard dra. Nie jy nie. Dit sê Paulus in hoofstuk 13. In hoofstuk 12 van Romeine skryf Paulus dat jy nie mag wraak neem nie. Laat dit oor aan God. Maar onthou nou, sy brief het nie hoofstukke en versies gehad nie, het dit aaneengeloop. Die hoofstukversie indeling het later gekom. Nou staan dit by hoofstuk 13, nou dink ons is 'n nuwe onderwerp. Dit is nie 'n nuwe onderwerp nie. So hy sê, moenie jouself wreek nie, as jou teenstander of jou vyand honger het, gee om iets om te eet ensovoorts. En dan gaan hy aan en te sê, die owerheid dra die swaard. God het bedoel dat as daar wraak geneem moet word, as daar iets gedoen moet word, dan moet die owerheid dit doen. En baie mense het nou ook daar op grond van die owerheid dra die swaard gedink, maar dit beteken dan ook dat doodstraf alright is. Maar doodstraf self is ek het self 'n groot probleem met doodstraf. Want ons is mense en min van ons is foutloos. Ek dink daar was ons die grappie van die dominee wat gevra het in die kerk, wie van julle kan eerlik sê dat hy nooit 'n fout gemaak het in sy lewe nie. Toe staan daar 'n ou oom op. Sê die dominee, broer, hoe nou? Ja. Hy sê, nee dominee, ek staan nie vir myself nie, ek staan vir my vrou se eerste man. So ek dink, ons maak almal foute, ook die hof kan 'n fout maak met die veroordeling van iemand. So ek dink die veiligste ding met hierdie reël is, onthou net, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Doen aan ander soos wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Jy wil nie hulle moet oor jou skinder nie, jy wil nie hulle moet jou sleg sê nie. Al daai dinge beteken dit is hoe ek my naaste moet lief hê. Ja, ek dink maar net weet in daai konteks, die beginsel was 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, né? So jy wreek, en ons het nou al so gepraat, weet 'n lewe vir 'n lewe. Ja. En dan kom Jesus en sê, en is weer eens is twee totale verskillende koninkryke, ons moet die goed uit mekaar uithaal. So as hy dan sê jy moet jou naaste lief hê, dan beweeg ons in 'n totale ander beginsel
wat self weet indrys teen ons eie beginsels. Ja, nee, ek sê nie eers jou naaste lief, jy moet jou vyand lief hê. Ja. So, dis onmoontlik om te doen. Dis onmoontlik om te doen vanuit jou eie oordeel. Is dit onmoontlik om jou vyand lief te hê. So nou moet jy, na watter vlak toe moet jy gaan om jou vyand lief te hê? Ja, wel, dit is nou waar ons oor die Heilige Gees sou moet praat. Ja. Maar dit is, maar daar gaan nie 'n dag om, Marius, wat ek nie in die aand vir die Here sê, skies tog Ja. nie. Ek is so jammer, vergewe tog. Maar ek dink ons moet seker nou. So, kom, ons dink daaroor, as Jesus sê dat woede en beledigings reeds moord in die hart is, hoe verander dit ons siening van onskuldige kinderstories of driftige reaksies op sosiale media? Sien ons dit as die beginpunt van dieselfde gees wat tot moord lei? En dan dink 'n bietjie verder vir die volgende sessie, is seks buite die huwelik regtig so verkeerd? OK, ons gaan daarby kom.